Goeiemôre aan al die luisteraars, dit is opstanding Sondag en ons dink in hierdie dag veral aan die opstanding van Jesus uit die dood. Baie welkom aan almal nadat ons Vrydag herdenk het. Goeie Vrydag, die dag waarop Jesus gekruisig is. En ons weet ook goed dat dit baie keer vir ons uitstaan as die dag wat bo enige ander dag die lyding van Christus vir ons duidelik maak oor ons sondes wat op hom neergekom het. Net soos in die Ou Testament reeds voorspel is, het dit letterlik so gebeur op Goeie Vrydag. Maar ook, net soos ons lees van Jona, vir 3 dae in die vis en ander tekens, so weet ons ook dat 3 dae die dae was Jesus in die graf moes wees. En daarom Vrydag en Saterdag en dan Sondagmôre wat vanmôre is, heet ek u baie welkom by die erediens op opstanding Sondag. En daarom groet ek julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons oë opslaan na die berge, dan weet ons waar ons hulp vandaan sal kom. Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen.
Luisteraars, ons wil vanmôre aan julle die 10 gebooie voorlees. Nou ons weet die 10 gebooie is daar gegee en baie mense dink dat om die 10 gebooie te lees is om 'n stel reëls te gee wat ons met swaar en vernedering moet nakom en die lewe is waarskynlik vir ons rondom dit gebou sodat ons kan weet hoe moeilik en swaar dit is, maar dit is nie die waarheid nie. Die 10 gebooie is daar vir ons gegee om te weet hoe dat ons uit dankbaarheid God moet eer, dien en aanbid. Hy gee vir ons die reëls sodat ons duidelik kan weet wat om te doen, hoe om dit te doen. En dit beteken nie dat as ons die wet net so nakom dat ons reg is nie. Nee, die Here kyk in ons hart met watter gesindheid ons wat doen. En hy beoordeel die gesindheid van ons hart. Ek lees dan Eksodus hoofstuk 20, die 10 gebooie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of jou vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders te sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan iemand aan hom behoort nie. Die 10 gebooie is duidelik dat ons met hart en met siel die Here moet behoort. En dat ons teenoor hom moet optree soos hy van ons verwag. Met geen teenstelling in ons lewe nie. Maar dat ons ook teen ons naaste moet optree soos hy vir ons voorskryf. Sodat ons liefde vir hom, ons respek vir hom, ons dankbaarheid teenoor hom dat hy ons Vader is, duidelik sal word. Ons gehoorsaamheid aan sy wet. Ja, nie 'n wet wat dit vir ons moeilik maak of swaar maak in die lewe nie. Jy's 'n wet wat vir ons het so gegee is, dat die lewe nie vir ons 'n struikelblok word nie. Dat dinge wat ons doen, nie in ons pad kom staan nie. Want ons weet goed as ons byvoorbeeld moord sou pleeg, sal ons die gevolge daarvan moet dra. As ons steel, dan sal ons die gevolge daarvan dra. En ook dink jy kom skotvry, gaan dit jou in jou gewete opkuil en opvreet. En daarom vermaan die Here ons en sê, leef volgens hierdie gebooie. Baie kere is dit nie vir ons moontlik nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid na die Here gaan,
As ons dan weet ook opstanding Sondag is die dag wat ons weet dat dit 2 dae is nadat Christus vir ons aan die kruis gesterf het, vir ons sonde betaal het, dat ons vrymoedigheid met hom kan praat en vra die vergifnis wat hy bewerk het, dat dit ons deel kan word op hierdie dag. Dan voordat ons uit die skrif saamlees, dat U met my sal saambid. Almagtige Vader, ons aanbid U as die God van die hemel en die aarde, wat vir ons reëls gegee het om maklik en goed deur hierdie lewe te kom. Ja, nie maklik na volgens die uitdagings wat ons gaan kry nie, maar maklik om volgens orde en gedissiplineerdheid reg en goed te leef, sonder dat ons die reaksie, die gevolg van verkeerde dinge in ons lewe voel, in ons lewe, aan ons lyf. Help ons dan deur U Gees, om in die eerste plek met U te praat en ons sonde te bely waar ons verkeerd is, waar ons tekort skiet. Dat ons ook U sal vra en bely waar ons verkeerd doen, sodat U ons sondes kan vergewe, sodat ons as vry mense skoon gewas die res van ons lewe kan binnegaan. Maak dan ons hart en ons ore oop om te hoor wat U vir ons wil sê uit U woord. Amen. Ons lees vanmôre 'n gedeelte saam in die Nuwe Testament. Opstanding Sondag. En daarom lees ons dan ook van die opstanding. Ons wil dit duidelik maak dat die Here Jesus vir ons dit
so eintlik maklik maak om te verstaan, dat dit wat vir ons onmoontlik klink in mensetaal, dat hy vir ons dit bevestig deur die getuies van ander. Lukas hoofstuk 24, Jesus het opgestaan. Die sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af, en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Jesus gekry nie. Nie geweet wat om daarvan te dink nie. Die een staan daar by hulle 2 manne met blinkklere aan. Die vroue het baie groot geskrik en hulle gesig na die grond toe gebuig. Sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het nie die vroue geglo nie. Petrus het egter opgespring en uit die graf toe gehardloop. Toe hy daarvoor oorbuk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Die Emmausgangers. Op dieselfde dag was daar 2 van hulle op pad na 'n dorpie toe met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit
wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek. Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle: Watter dinge? Hulle antwoord hom: Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van hierdie dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon nie sy liggaam kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en net gekry soos die vrou gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: Wat 'n gebrek aan insig en begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: Het ons hart nie warm geword toe hy ons op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 van die ander mense by mekaar en die sê: Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Jesus het opgestaan. Lukas hoofstuk 24. As hulle na die graf gaan op Sondagmôre, dan kry die mense 'n leë graf, en hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Selfs al kry hulle 2 mense met blink klere aan wat vir hulle sê: Soek julle die lewende by die dooies? En dan besef hulle, dit wat Jesus gesê het, gebeur. Maar is asof daar 'n sluier oorhang om dit hulle eie te maak, om dit waarlik te glo. Hulle verstaan en weet dit en hoor dit. En selfs as hulle dit vir ander vertel vir die disippels, klink dit vir die na onsin. As die Emmausgangers op pad is, dan praat hulle in verwondering oor wat gebeur het en in teleurstelling, want hulle het gedink hierdie man wat hulle van praat, hierdie Jesus, hy sou Israel kom verlos. En dan loop Jesus saam met hulle, maar hulle oë is versluier. Byna is dit elkeen wat hom eers gesien het, kan nie werklik sien, verstaan, dit wat Jesus gesê het, gaan gebeur, dat dit gebeur het, en tog twyfel hulle. Hulle oë wil hom, en kan hom nie raak sien nie. Hulle stap saam en dan vertel hy vir hulle die skrifte, en hy lê dit uit, alles wat op hom betrekking het. Elke ding. En tog
alhoewel hulle waarskynlik die skrifte baie goed geken het, erken hulle nie Jesus nie. Hulle hoor, maar hulle verstaan nie. Hulle hoor, maar hulle neem dit nie regtig ter harte op die manier wat dit bedoel is om ter harte geneem te word nie. Hy praat met hulle, en dan wil hy verder gaan, maar hulle nooi hom in. En as hy die seun vra, aan tafel, en die brood breek, dan gaan hulle oë oop. Ja, het hy nie telkens brood gebreek, en ander gevoed nie. Meer nog, net soos met die nagmaal, weet ons dat die brood, soos die Pasga, verteenwoordig sy liggaam wat vir ons gebreek is. Dan gaan hulle oë oop. Dan verstaan hulle die wet en die profete van die begin tot by hom. En hulle verstaan. En hulle gaan terug en hulle vertel dit. Maar as hulle dan teruggaan, dan sê die ander mense vir hulle, die Here het regtig opgestaan en het aan Simon verskyn. Ja, dat die getuies van ander maak dat mense werklik hoor, kennis neem en verstaan. En dan vertel die Emmausgangers ook weer vir die ander wat met hulle op pad gebeur het. En hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Die genade van die Here loop dwars oor kruis oor hulle lewens. En hy bevestig dit deur getuie op getuie, sodat hulle seker kan weet, of dit Maria is, of dit Simon is, of die Emmausgangers, dat hulle dit vir mekaar vertel, om te bevestig dat Jesus opgestaan het, en sodat ek en jy vandag geen twyfel hoef te hê, dat dit wat gebeur het, deur soveel getuies bevestig is nie. En dat daar geen teenspraak daarteen is nie. Dat Jesus opgestaan het, dat die graf leeg was. Dan hierdie mense ook aan later, aan baie ander verskyn het. As die lewende opgestane Here Jesus. En daarom op opstanding Sondag kan ons vanmôre met dankbaarheid dink en eer gee aan God. Hierdie dag van die eerste vrugte, tradisioneel met die Joodse feeste, die eerste vrugte, die eerste nuwe lewe. Ja, ons is deel van daardie lewe, Christus die heel eerste, wat opgestaan het sodat ons kan lewe en ons lewe dan ook tot in ewigheid verseker. Onthou, elke een wat op hierdie aarde terwyl hy lewe met Christus wandel, as 'n kind van die Here, gaan met die Here wandel tot in ewigheid. En elkeen wat kies om nie met die Here te wandel op hierdie wêreld nie, wat nie erken dat Jesus die Christus is wat opgestaan het, vir ons sonde boete gedoen het aan die kruis nie, dit verwerp en nie sy eie maak nie, gaan sonder hom leef tot in ewigheid. Wil jy ewigheid tegemoet gaan met of sonder Christus? Kom ons maak seker dat ons keuse die regte een is. Kom ons gaan dit uit in die lewe in en hou dit nie net vir onsself nie, maar ons verkondig dit ook aan ander. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly tot in ewigheid. Amen.
Tot U, Here, rig ek my. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting.